Goeiemôre aan julle almal. Voorreg om weer op 'n Sondag saam in die huis van die Here te wees. My gebed is dat die Here ook met ons besig sal wees vanoggend, deur sy Gees en deur sy woord. Kom ons word stil. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Here God, ons aanbid U vanoggend as die God van hierdie wêreld, die God van hierdie land, die God van waterbron, die God van ons gesinne, ons God, wat van ewigheid tot ewigheid heers, wat hierdie wêreld wat ons elke dag die voorreg het om in te leef, geskep het uit niks, die lig, die lug, die wolke, die aarde, die plante en die diere, die voëls en die goggas, die visse, die water in die see, in die riviere en die damme, die water in ons krane. Alles het U gemaak. Here, ons staan verwonderd voor U grootsheid, voor U almag, voor U wysheid. En ons eer U, Here, vanoggend as ons Here, wat in Christus Jesus ook ons verlosser geword het. Here Jesus, U wat gekom het en vir ons kom wys het hoe om te leef, hoe om oor God te dink, hoe om oor onsself te dink, hoe om oor ander te dink. Ons aanbid die Here Jesus as die Here van ons lewe, ons koning, ons leidsman. U die volëinder van ons geloof. Ons aanbid U, o Gees van God, U wat in ons woon, U wat ons elke dag leer om te glo,
U wat die Bybel aan ons verklaar. U wat ons laat groei in heiligmaking. Wil U ook vanoggend met ons besig wees, Here, deur U woord. Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 17. Ons is in die koninkrykstyd, is die tyd waarin ons nadink oor hoe moet ons leef in God se wêreld, in sy koninkryk. Hoe kan ons hom, die Here Jesus, koning maak in ons lewe? En deel van ons prediking in die tyd is om ook opnuut te luister na die dinge wat Jesus gesê het, die dinge wat hy gedoen het. Vanoggend Lukas 17 vers 1 tot 10 is uitsprake van Jesus. Is die opskrif hier, ek lees uit die 2020 vertaling. Jesus het vir sy disippels gesê, dis onvermydelik dat daar struikelblokke kom, maar weet die een deur wie dit kom. Dis beter vir hom dat 'n maalklip om sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie geringes laat struikel. Wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg, en as hy berou het, vergewe hom. En as hy 7 maal op een dag teen jou sondig, en 7 maal na jou terugkom en sê ek het berou, moet jy hom vergewe. Toe sê die disippels vir die Here, gee ons meer geloof. En die Here antwoord, as julle geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie willebevyeboom gesê het, trek jou wortels uit die grond en gaan plant jouself in die see, en hy sal na julle geluister het. Wie van julle sal, as hy 'n slaaf het en besig is om te ploeg of skape om op te pas, vir hom sê wanneer hy van die veld afkom, kom leen dadelik aan om te eet? Sal hy nie eerder vir hom sê, maak vir my iets gereed om te eet, omgord jou heupe en bedien my totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink nie. Hy bedank tog nie die slaaf net omdat hy sy opdragte uitgevoer het nie. Dieselfde geld vir julle. Wanneer julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is niks werd slawe. Ons het net gedoen wat ons moes doen. Dis die woord van die Here. Ek wil oor hierdie hele gedeelte die boodskap bring. Ons kan dalk weer vers 5 en 6 lees, toe sê die apostels vir die Here, gee ons meer geloof, en die Here antwoord, as julle geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie willevyeboom gesê, trek jou wortels uit die grond en gaan plant jouself in die see, en hy sou na julle geluister het. Vir julle kinders iets vra. Het julle al 'n boom in die see gaan plant? Sommige hier gesê, hier vandaan geplant en gesê, gaan plant jou in die see. Dit klink 'n bietjie onmoontlik, nee. Beteken dit, as ons dit nog nie gedoen het nie, dat ons nie genoeg geloof het nie? Want sê die Here, al is jou geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie, sal jy dit kan doen. Dis tog wat hier staan in vers 6. Dis in elk geval hoe dit klink as jy hierdie vers op sy eie lees, nie? Maar een van die belangrike dinge wat ons moet verstaan wanneer ons die Bybel lees, is dat mense die versies op hulle eie lees nie. Jy lees die vers in konteks. Jy lees die vers in die konteks van die gedeelte waarin dit staan. Jy lees ook die vers in die konteks van die hele Bybelse verkondiging. As jy dit nie doen nie, kom jy by dinge uit soos wat daar in die bote uitgekom het, en gesê het, die wegraping gaan nou kom. Staan niks eers van die wegraping in die Bybel nie. Dit is 'n misverstand van 'n enkele vers wat uit verband geruk is. So dit is gevaarlik om 'n versie te vat
en te dink, dit moet alles vir ons sê wat ons wil weet. Die Bybel is nie vol losstaande teksversies wat jy sommer so kan uithaal en apart hou nie. Iemand het dit genoem 'n magiese belofte kussie. Jy weet, jy trek net 'n versie uit en dan het jy dit. Die Bybelse uitbrake pas met mekaar, is geïntegreer met mekaar soos 'n legkaart of soos 'n tapisserie. Dit pas met mekaar en dan ons mooi kyk wat staan in hierdie gedeelte waar Jesus sê, as jou geloof maar soos 'n mosterdsaadjie is, sal jy 'n boom in die see kan gaan plant. So wat staan hier? Hierdie gedeelte begin met die uitspraak van die Here wat daarop neerkom, dat ons dit nie vir ander moeilik moet maak om hom te volg nie. Hy sê, as jy die oorsaak is dat iemand struikel in die geloof, is dit vir jou beter dat jy in die see gaan verdrink, vers 2. So kosbaar is God se kinders vir hom. Hy wil nie hê ons mag struikelblokke in ander se pad gooi, dat hulle sukkel om die pad agter Jesus aan te kry. Een van die grootste struikelblokke vir Christene, wat ons en ander se pad kan rol, is liefdeloosheid en onvergewensgesindheid. Ek is bevrees ons is nogal in die moeilikheid as ons daaroor dink, want in my bediening het ek al by hoeveel mense gekom wat 'n wrok koester, of iemand wat sukkel om te vergewe, of iemand wat vergeefs pleit vir vergifnis. En dan bly broei en broei daai ding wat gebeur het tussen mense, en dit breek huise op, breek huwelike op, dit breek bure se verhoudings op, vriendskappe, vennootskappe. Ek moet toegee dat dit moeilik is partymal om iemand te vergewe. Dit was baie moeilik. En tog vra die Here ons moet dit doen. Selfs 7 keer op een dag, sê hy hier. En ons het nou net gebid in ons Vader, dat die Here ons moet vergewe, soos ons ook hulle vergewe wat in ons oortree. Want hy weet hoe vernietigend dit vir verhoudings is as vergifnis uitbly. Hoe dit jou bitter maak, hoe dit jouself binne dood maak en die ander een tot niet maak. Kwaai vriendskap vernietig nie net verhoudings tussen mense nie, maar ook verhoudings tussen mense en God. As julle dit nou duidelik en treffend geïllustreer wil sien, moet julle die verhaal van Kain en Abel weer gaan lees. Kain wat in wrok gehad het, omdat sy broer Abel se boerdery beter as syne gelyk het. En die Here aanvaar Abel se offer, maar nie Kain se nie. En wat gebeur uiteindelik? Hy gaan vermoor sy broer Abel. Vergifnis wat uitbly, kwaai vriendskap en rusies is vernietigend. En die uiteinde van daai verhaal is dat Kain gaan woon het in Nod, oos van Eden, weg van die Here af. Dis wat wrokke en onvergewensgesindheid doen. Vervreem ons van ander, dit vervreem ons van God. En dis hoe hierdie hoofstuk begin, met Jesus se waarskuwing dat sy disippels so moet leef dat hulle nie ander uit die hemel hou.
deur hulle onvergewensgesindheid nie, dat hulle mekaar moet begewe. En nou hoor die disippels dit, en dit maak hulle moedeloos. Wie kan nou so leef? En daarom, so lees ons in die gedeelte, gaan hulle na Jesus toe, daar vers 5 en sê, Here, gee vir ons meer geloof. Ons wil maak soos hy sê, maar ons het meer geloof nodig. Dan sal ons naaste kan vergewe. En dan vertel die Here die vreemde ding. As jou geloof soos 'n mosterdsaadjie is, dan sal jy vir die wilde vyeboom kan sê, trek jou wortels uit die grond en gaan plant jou in die see. En hy sal na jou geluister, sê Jesus. En dis amper 'n teregwysing van die Here vir sy disippels. Van hy vir hulle sê, wat julle nodig het, is nie meer geloof nie. Wat julle nodig het, is gehoorsaamheid. Jy het nie geloof nodig om ander te vergewe nie. Dit vra nie vir jou groot geloof, so 'n groot geloof dat jy wilde vye bome uit die wortels uit kan uittrek nie. Dis nie wat hy vir ons vra nie. Hy vra vir ons dat ons mekaar moet vergewe. Daarvoor sê hy, het jy nie geloof nodig, jy het gehoorsaamheid nodig. Jesus sê vir sy disippels, moenie gaan sit en wag vir iets bonatuurliks, iets wonderliks, dat dit by julle gebeur voordat julle mekaar vergewe en in vrede leef nie. Rol jou moue op en begin doen. Dan vertel hy die gelykenis van die slaaf. In die laaste deel van hierdie perikoop wat ons gelees het, die gelykenis van die slaaf wat heel dag op die land gewerk het, skape opgepas het of met die lande besig was. En dan kom hy huis toe, sy werk vir die dag in die veld is klaar. En as hy by die huis kom, sê sy eienaar van hom, okay, nou maak jy vir my kos. En jy bedien my. Eers dan kan jy vir jouself iets vat om te eet. Dit vra nie groot geloof om dit te doen nie. Dis 'n slaaf se werk. Dit vra net gewilligheid. Dis wat die Here Jesus sê. Net soos vergifnis deel van kind van God wees. Ons moet nie 'n wonderwerk van bo verwag voor ons dit gaan regkry nie. Voor ons na mekaar uitreik nie. Ons moet dit dood eenvoudig net doen. Want dis hoe Jesus ons voorgeleef het. Hy het tog eers na ons uitgereik. Eerste vir ons vergewe. Daar in die kruis hoor ons hom bid, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vir dieselfde mense wat daar staan met gebalde vuiste en sê en hom spot en lag en sê, red jouself man as jy dan so grand is. So wat Jesus sê is, ons mekaar vergewe. Doen ons niks besonders nie, dis maar net ons werk wat ons doen. Dis deel van Christen wees, en klaar. Laat my nou dink aan 'n storie wat my vrou vertel het, toe sy nog kind was, op die plaas, daar in die Koubokkenveld waar sy groot geword het, bietjie anders as hier, dis appels en peer wêreld, so daar's heel wat werkers op die plaas. Vir elke boer is daar 'n hele klomp gesinne, en dan werk het so die NG Kerk, wat die boere bedien het daai tyd, en die VGK, of was daai tyd die NG Sendingkerk, wat die arbeiders bedien het, wat het dieselfde grense gehad. En nou kan jy nou dink, die dominee wat die van die NG Kerk het die plaas boere besoek,
Die sendeling moet eers na die boer toe gaan om toestemming te vra om met sy werkers te gaan praat, en dan moet hy hulle gaan besoek. So hy het 'n bietjie swaarder vrag gehad as die dominee van die wit kerk. En daar kom toe 'n nuwe dominee daar op die plaas aan by my skoonpa en hulle praat so hieroor en daaroor. En hy begin toe te kla, hy sê, maar dit is 'n onbegonne taak, hier's te veel mense in sy gemeente, hy gaan dit nooit regkry. Maar die sendeling dominee was nie bekend vir sy fliksheid nie. En toe sê my skoonpa vir hom, maar jong, as jy sê jy het so baie werk, dan moet jy maar begin. Jy sien, dan moet jy maar begin. As ons die Here wil volg, dan moet ons maar begin. En doen wat hy sê. Dis wat die Here ons hier wil leer. Kind van God wees, navolging van Jesus, is nie soseer 'n saak van groot geloof nie, maar van gehoorsaamheid, van getrouheid. Daarom moet ons ons nie verknies, dat ons nie soos die geloofshelde van die ou tyd is, soos Abraham en Moses en Elia of Andrew Murray, of Billy Graham. En ons moet nie wag dat een of ander wonderwerk sal gebeur, dat ons sal begin om lus te wees om die Here te dien nie. Geloof is maar 'n klein deeltjie van Christen wees. Navolging, gehoorsaamheid, getrouheid. Daarin lê die hart van Christen wees. Daarom kom ons rol die moue op en ons begin. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons aan U kan behoort. Here, ons het eintlik niks gedoen om aan U te kan behoort nie. Dit is nie ons prestasie, ons verdienste nie. Ons het dit ontvang uit U vrygewige hande. U na ons uitgereik. Ons op die naam geroep en gesê, jy is myne. Here, nou vra U vir ons, kom dan en volg my, gehoorsaam my, maak soos ek maak, vergewe soos ek vergewe. Here, vergewe ons dat ons so ywerig is om U genade te omhels, en so traag om dit uit te deel aan ander. Leer ons om soos U te wees, met liefde en vreugde en vrede, en goedhartigheid en geduld, en selfbeheersing, soos wat U was. Gee ons die liefde wat nodig is om so te leef, Here. Dankie dat ons die versekering het dat U liefde in ons harte uitgestort het toe U die Heilige Gees aan ons gegee het. Here, ons bid dat die liefde uit ons harte sal mors en op ander sal val. Ook in die week. Ook in hierdie land van ons waar daar so baie bitterheid is. Politici mense opsweep. Maak ons soos U, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Kom ons gaan leef met vreugde, met blymoedigheid en gehoorsaamheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees
ons trooster, bly by julle almal. Amen.